Nou ja, net so skielik is ons binne in die nuwe jaar, 2026. Baie welkom as jy gekies het om in te skakel op ons diens op YouTube of Facebook. Ons is bly dat jy dit gedoen het. Seën vir julle waar julle ook al is. Hoop meeste van julle het nog 'n bietjie tyd af voordat die groot werksdruk en die skooldruk en al die dinge weer begin. Kom ons word saam stil en ons begin ons diens met 'n wotum. Laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Gees. Kom ons gebruik die geleentheid om net daar waar ons is, saam te bid. Here ons God, baie dankie vir 'n nuwe jaar, met 'n klomp nuwe geleenthede. Baie dankie dat ons hierdie jaar ook kan ingaan met ons hand in u hand, baie bewus van ons afhanklikheid van u goedheid, u genade, u sorg. Here, ons wil in ons gebed erken dat daar net een God is, en soos dit soveel keer in die woord staan, daar is niemand soos u nie. Dankie dat ons uit genade en nie uit verdienste nie, die voorreg het om u te kan ken en die kinders te kan wees, en in 'n verhouding met u te kan lewe. Word verheerlik deur ons gebede, ons gedagtes, ons liedere in die erediens, en ons erkenning dat u ons God, ons Vader, ons Verlosser en ons Trooster is. Here, help vir ons om vandag ook bietjie nuut na te dink oor 'n jaar wat voorlê en prioriteite en so meer aan die hand van u woord. Ons vra dit in afhanklikheid van u. Amen. In 'n kort inleiding wil ek sê dat ek vandag graag sal wil praat oor nuwejaarsvoornemens, maar ek hoor sommer so in my agterkop iemand sê, eish, so 'n voorspelbare tema. Natuurlik, waaroor anders praat ons die eerste Sondag van die nuwe jaar as nuwejaarsvoornemens. Maar oor eers gou twee opmerkings oor nuwejaarsvoornemens. Die eerste, die meeste van ons en ek self ook, is baie skepties en selfs sinies oor nuwejaarsvoornemens. En die rede daarvoor is, ons weet uit ervaring, dit hou nie lank nie. Party daarvan is by die agterdeur uit voor die einde van Januarie. Maar nou ja, tog elke jaar neem baie van ons weer met oortuiging en nuwe moed nuwejaarsvoornemens. 'n Tweede opmerking. Meeste nuwejaarsvoornemens hou verband met dinge soos, en nou praat ek soms in die algemeen, dinge soos dieet. Hierdie jaar is die jaar waarin ek daai ekstra gewig gaan afskud. Ek gaan beslis meer oefening doen in geheel 'n gesonder leefstyl. Ek dink persentasiegewys moet dit seker een van die nuwejaarsvoornemens wees wat heel bo aan die prioriteitslys is. Dan dinge soos verhoudings, en dit is baie mooi, ek wil meer moeite doen met die mense in my lewe wat vir my belangrik is. Ek wil meer uitkom by daai persone wat ek altyd dreig om weer te kontak, bande op te tel, net weer te hoor hoe dit gaan, 'n bietjie te besoek en so meer. En dan het party van ons baie mooi, en dit is baie goed, persoonlike doelwitte om bietjie uit te kom by 'n stokperdjie wat ek dalk afgeskeep het, of wat ek nog altyd graag wou beoefen. Ons het sekere drome en ideale, en baie keer sê ons vir onsself, hierdie jaar is die jaar waarin ek myself dit gaan gun om daarby uit te kom. Nou, ek gaan in hierdie diens geen van hierdie nuwejaarsvoornemens afkraak, kritiseer of verkleineer nie. Maar vandag in 'n eerste hoofpunt wil ek jou nooi om saam met my 'n bietjie na te dink oor wat ek wil noem geestelike nuwejaarsvoornemens, of dalk net afgekort geestelike nuwe voornemens. Dit is ons tema vir vandag, geestelike nuwe
voornemens. Voornemens ten opsigte van my verhouding met God, my verhouding met my naaste, en my verhouding met myself. En as ek dit sê, kan ek eintlik maar net sowel sê, dis nuwe voornemens oor my Christenskap. Paulus lê geweldig sterk klem daarop, dat gelowiges, Christene, ek gaan die term maar interverwisselend gebruik, gelowiges Christene, nie mag stagneer nie, maar dat ons moet groei, dat ons moet verdiep, en dat ons moet verander. Een van die terme waarmee hy dit ook beskryf is, dat ons meer geestelik volwasse moet word. Maar voordat ons na 'n aantal tekste kyk, wat deur Paulus neergepen is, en riglyne vir die nuwe voornemens, wil ek jy nooi om eers saam met my te kyk na 'n metafoor. 'n Baie interessante metafoor, wat ons kan help om die beginsel van nuwe geestelike voornemens beter te verstaan. En makliker te kan onthou. In 'n tweede hoofpunt wil ek kortliks stilstaan by wat ek wil noem 'n baie treffende metafoor. 'n Predikantsvriend van my wat saam met my op universiteit was van ons eerste jaar af, het 'n aantal jare gelede hierdie metafoor gedeel en dit bly my absoluut altyd by. Sy naam was Christoph Müller, of is Christoph Müller. Hy vertel die beeld van 'n beeldhouer wat uit solide rots of graniet of wat dit ook al was, maar kom ons sê maar vir ons argumentshalwe uit hierdie solide rots, het hy 'n beeld gekap van 'n perd. En toe hy nou klaar was, toe staan hierdie meesterlike kunswerk daar, 'n perd wat gekap is uit 'n soliede blok klip. Iemand vra hom toe, baie belangstellend en verstom, hoe op aarde het jy dit reg gekry? Ek bedoel, hoe kap mens 'n perd uit 'n soliede blok rots? Die beeldhouer se antwoord was baie interessant. Hy sê, eintlik het ek 'n baie eenvoudige beginsel toegepas. Hy sê, al wat ek eintlik gedoen het was, ek het net alles weggekap wat nie soos 'n perd lyk nie. Ek wil jou 'n oomblik gee om daaroor na te dink en dit net 'n bietjie te laat insink, hierdie woorde van hierdie beeldhouer. Uit hierdie soliede rots het ek net alles weggekap wat nie soos 'n perd lyk nie. En die eindresultaat was hierdie verstommende, kunstige beeld van 'n perd. Ons derde hoofpunt. Hoe kan ek as Christen groei, verdiep, ontwikkel in my Christenskap, in my verhouding met God, my naaste en myself? Ek wil dit oorvereenvoudig deur die dinge in my lewe wat nie soos 'n Christen lyk nie, te begin wegkap aan die hand van ons metafoor. Dis natuurlik ook presies die teenoorgestelde van die ou afgeleefde verskoning wat sê, en wat baie mense nog gebruik, wat sê, jong, ek is maar so gemaak en so gelaat staan. Word baie keer aangevoer as 'n verskoning om te sê, ek gaan nie verander nie. Ek is maar so gemaak en so gelaat staan. Ons moet as Christene krities en eerlik kyk na ons lewens, om veranderinge te kan maak, om te kan groei. In 'n vierde hoofpunt gaan ek stilstaan by enkele tekste en riglyne, en vandag gaan ek net fokus op 'n paar tekste wat deur Paulus neergepen is. Daar's natuurlik baie meer. Jesus het natuurlik wonderlike, belangrike, interessante goed gesê oor hoe ons moet verander en hoe ons moet aanpas en hoe ons moet leef en so meer. Later Jakobus, selfs Petrus en so meer.
Maar vandag staan ons vir 'n oomblik stil by Paulus, ek dink 'n hanteerbare soort van porsie wat ons gaan afbyt. Die eerste, en ek gaan nie hierdie tekste in diepte behandel nie, maar hulle spreek van self, ek sal so hier en daar enkele opmerkings maak. Die eerste wat ek wil lees is Filippense 3, vers 12 en 13. Ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Paulus sê hy maak hom los van wat agter is en hy strek hom uit na wat voor is. Die een kan natuurlik nie regtig sonder die ander nie. As jy agter nog vas is, kan jy jou nie regtig uitstrek na wat voor is nie. Nou, waarna het Paulus verwys? Dit staan nie presies hier nie, maar ek wil dit waag om vir 'n oomblik te dink, dat as Paulus moes vashak by twee goed, sy vervolging van die kerk, die vroeë Christene, mense in die tronk laat stop, van hulle waarskynlik laat doodmaak, en as hy moes stilstaan by sy wettiese opvoeding van verdienste, kan ek my nie vir 'n oomblik indink dat Paulus sy roeping as spesiale apostel, die apostel aan die heidene nasies, sou kon nakom nie. As Paulus om dag vir dag moes verknies oor, ek het die kerk vervolg, ek het nie besef Jesus is die seun van God en God se verlossing en so meer nie, sou hy nooit kon voortgaan om met ywer en geesdrif sy werk te doen nie. En daarin lê vir my 'n baie diep en 'n waardevolle les. As ek en jy as gelowiges wil groei, moet ons ook losmaak van dit wat agter is, ook van dit wat ons verkeerd gedoen het, van dit wat verkeerd was in ons lewe, van dit wat nie in lyn was met ons Christenskap en so meer nie. As ons daarby bly vashak, selfs oor en oor daarvoor bly vergifnis vra, kan ons nie uitstrek na wat voor is nie. Vergifnis beteken om God se woord te aanvaar dat dit wat agter my is afgeskryf. Dis uitgevee. In een mooi teks sê God, ek gooi dit in die diepsee en ek dink nie weer daaraan nie. Die probleem lê nie by God nie, die probleem lê by ons, wat oor en oor onsself herinner aan die verlede, en dit hou ons terug en maak dat ons nie onsself kan uitstrek na dit wat voor is nie. Ons moet ons losmaak om te kan groei. 'n tweede teks. Kolossense 2 vers 6 tot 7. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof, soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Hier laat Paulus die klem val op die ooreenkoms wat daar moet wees, die ooreenstemming wat daar moet wees, tussen my geloof in Christus, maar my lewe in verbondenheid met hom. Dis 'n verskriklike hartseer waarheid dat ongelooflik baie mense hulle self as Christene beskryf, maar dat daar daai inkonsekwentheid is, dat wanneer jy na hulle lewe kyk, dit nie die beeld van hulle geloof weerspieël nie. So 'n teks waaroor ons nie nou hoef te preek nie, maar baie diep oor kan nadink. 'n derde teks. En hier gaan dit nie oor ons verhouding met alle mense nie. Hier gaan dit oor ons gesindheid in die gemeente en ons gesindheid teenoor medegelowiges. Maar tog 'n belangrike teks wat ons ook as voorneme vir ons geestelike lewe kan hê. Kolossense 3 vers 12 tot 15. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar
en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die vierde teks waarby ons gaan stilstaan, handel daaroor om vry te wees van wettiese godsdienstige reëls. Nou in Paulus se tyd was die groot probleem dat Joodse gelowiges, Oud-testamentiese gelowiges wat Jesus aangeneem het gevoel hulle nog steeds al die Oud-testamentiese wette nakom. En hulle wou dit ook afdwing op nie-Jode wat Christus aangeneem het. So Paulus skryf daaroor om vry te word van die wettiese godsdienstige reëls, beide vir die Joodse gelowiges en vir die nie-Joodse gelowiges, om nie daarin ingesuig, ingetrek te word nie. En ek weet nie wat jou Christelike opvoeding behels het nie, maar meeste van ons kom ook maar met 'n paar verskriklike moeds en moenies en godsdienstige wettiese reëls wat baie sterk by ons ingeskerp is. Kom ons hoor die pragtige bevrydende teks in Galasiërs 5. Ek gaan vers 1 lees en dan net vers 6b. Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawe juk laat indwing nie. Vers 6b. Al wat van belang is geloof, wat deur die liefde tot dade oorgaan. Ek herhaal, al wat van belang is geloof, wat deur die liefde tot dade oorgaan. Maar daar moet ek waarsku, ons lees dit so bietjie vinnig aan mekaar, geloof wat deur liefde tot dade oorgaan, maar is 3 pertinente bakens wat Paulus noem, en dit sal nie werk om 1 of 2 van die 3 te kan doen nie. Jy kan nie net glo, maar nie 'n gesindheid van liefde hê, en nie uiteindelik goeie dade doen nie. Jy kan nie net 'n gesindheid van liefde hê, maar jy glo nie. Jy kan nie net goeie dade doen, maar die basis daarvan is nie dankbaarheid vir jou geloof in God en jou redding in God nie. Daarom al 3 saam. En dit is 'n pragtige kernopsomming van hoe my lewe as Christen moet lyk en wat dit moet behels. Geloof, my basis, my vertrekpunt. Liefde, die gesindheid waarmee ek lewe en alles aanpak. Ons ken 1 Korintiërs 13 wat sê selfs die mooiste dinge sonder 'n gesindheid van liefde is leeg en waardeloos. En derdens natuurlik die goeie dade is 'n doeteenvoudige nie verdienste nie, maar 'n praktiese uitlewing van my dankbaarheid vir my verlossing. Die 5de en laaste teks waarby ons vandag gaan stil staan, een van my absolute gunstelinge. Filippense 1 vers 9 tot 11. Paulus bid vir die gemeente, en dis wat hy vir hulle toebid, soos ons in hierdie tyd vir mekaar nuwejaars wense toewense, alle seën, alle voorspoed, goeie gesondheid, mooi dinge, bid Paulus vir die volgende. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Dat julle liefde sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik
aankom. Hier gaan dit oor, ek wil 2 begrippe gebruik, onderskeidingsvermoë, en net die Heilige Gees kan mens die vermoë gee om te onderskei tussen dit wat regtig belangrik is en nie belangrik is nie. Dit wat wesenlik is en wat nie wesenlik is nie. Dit wat positief en opbouend is en dit wat afbrekend is. Dit gaan oor 'n onderskeidingsvermoë. Maar ons kan dit ook formuleer dat dit gaan oor 'n verandering van prioriteite. As Christen, as kind van God, moet ek voortdurend 'n prioriteitsverandering ondergaan. 'n Prioriteitsverskuiwing. Sekere dinge wat op 'n stadium in my lewe vir my verskriklik belangrik was en miskien alles oorheersend was, moet in die lig van my verhouding met God en die lig van my verhouding met my naaste en myself, moet minder belangrik word. Moet miskien selfs heeltemal onbelangrik word en nie meer deel wees van my lewe nie. En die teenoorgestelde is ook waar. Sekere dinge waarop ek miskien in die verlede nie so sterk gefokus het nie, nie so bewus van was nie, moet nou 'n groter prioriteit in my lewe word, moet meer 'n staanplek kry, moet vir my belangriker word om aan aandag te gee en om uit te leef. Hierdie is 'n pragtige teks en mag dit een van die belangrikste tekste wees waarop ons voorneme, ons geestelike nuwejaars voornemens sal bou. Ek wil afsluit. Die beeldhouwer het uit die soliede blok rots of graniet alles weggekap wat nie soos 'n perd lyk nie. Kom ons vra God om deur sy Gees vir ons te help om te begin wegkap aan alles in ons lewens wat nie soos 'n Christen lyk nie. Amen. Here, help ons asseblief om werklik opnuut erns te maak met wie en wat ons as Christene is. Ons verhouding met U, ons verhouding met onsself, ons verhouding met ons naaste. Help ons om werklik by daai punt te kom om ons los te maak van wat agter is en ons uit te strek na wat voor is. En kom deur die Gees en lei vir ons in hierdie prioriteitsverskuiwing. Kom lê dinge op ons hart wat ons moet los of verander. Kom lê nuwe en mooi dinge op ons hart wat ons moet begin doen en dink en bedink en najag. Ons vra dat U vir ons elkeen, waar ons ook al is, sal seën in hierdie groeiproses, in hierdie proses van geestelike volwasse wording. Here, en dan bid ons natuurlik vir elkeen se persoonlike nood, bid ons vir ons wêreld en bid ons veral vir ons land. Hoor ons asseblief op grond van die oorwinning, die soenverdienste, die genade wat daar in Christus Jesus ons verlosser is. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons genadige Vader en die lerende en vormende teenwoordigheid van God die Heilige Gees bly by jou. Amen.